Ek is so opgewonde om hier te wees. Want die Here is hier. En wat hy is dit 'n vreugde, dit is 'n uitdaging vir ons vanmôre om te kom en te kom sien wat die Here wil doen vanmôre. Come on, hartlik welkom aan al ons besoekers. Hartlik welkom Dr. Johan Riwer. Staan net bietjie op en draai na die gemeente toe. Hulle leef hulle gedagte wat gekies. Hier is en baie welkom saam met ons. Ons sien uit na die volgende 3 dae wat die Here wil doen. En ons gee die Here al die eer en al die lof daarvoor. Amen. Nou met 'n besoekende persoon is dit baie maklik, nee, al wat jy doen is jy maak jou hart oop. Halleluja. Almal wat verjaar het hierdie week, Driekus Redlinghuis, Sonja Ellison, John Leight, Janine Nolte, vandag verjaar ons suster Brenda van Heden, staan asseblief. Willem verjaar môre, Jan van Heden in die week wat voorlê, en Amber Nolte en Louise Jennison, hulle almal verjaar hierdie week. Mag die Here julle ryklik seën. Ja, kom aan, daar staan hulle op, prys die Lord. Daar staan hulle op. Uiteindelik ontvang die seën van die Here, van sy goedheid en sy guns en dit wat hy wil gee vir jou hierdie jaar wat voorlê. Wat die uitroep sê, Here, gee vir my goddelike wysheid. Come on. 'n tyd soos nou het die kerk nodig om te sê, Here, gee vir my verjaarsdag goddelike wysheid, dat ek die jare wat voorlê kan lewe na die volheid van wat die woord sê ek kan bekom in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons gee vir nog 'n handeklap saam sê, wonderlik is dit. Jan en Brenda se huweliksherdenking is die 15de, hierdie week wat voorlê. Kom ons dink aan hulle huweliksherdenking ook, en dan so ook dan hulle verjaarsdag. Wat 'n voorreg om in die middel van die maand van Junie man en vrou te verjaar. Dis heerlik, dit kos 'n huis 'n paar rand, want ek en Gladys verjaar ook. Ek noem dit maar net, ek en Gladys verjaar ook in 1 maand, dis April maand, julle moenie vergeet, April maand. Jy weet, dis al verby, maar dis kom ek noem, die Here seën u ryklik. Amen. Pastoor Johan, Dr. Johan se dienste gaan wees vanoggend, vanaand, maandag aand en dinsdag aand en woensdag aand. Die weekdae sal dit 18:30 tot 6:30, maar vanaand is sal 5 uur wees vanaand. So as jy voorberei om te kom, ek vra u, moenie dat ek nou alleen sal wees hierso net met die besoekende pastoor en die gemeente bly by die huis. Ek vra die gemeente om die tyd uit te koop. Jy sal vanmôre hoor uit sy woordtyd, jy sal hoor wat die Here wil sê vir jou, en ek is seker jy sal kom met getalle om te kom hoor verder wat die Here wil doen vir jou huis en vir jou lewe en vir jouself. Amen. So manne bid hier, Andrei van Toller, ek gaan jou geleentheid gee, wie nou sommer nou kom en kom praat met die manne se byeenkom Saterdag. Jy moet kom, bro. Ja. Ek dink ek praat hard genoeg. Ek wil net vir jou sê, ek wil net graag vandag vir elke vrou sê, volgende Sondag is Vadersdag. Ek wil hê jy moet jou man volgende Saterdagoggend hier stuur vir 'n lekker breakfast op jou koste. Maak hom wakker, want ons doen dit juist 9 uur. Vir daai manne wat dit nie 6 uur kan doen. So ek vra julle vrouens, stuur hulle volgende naweek en dat hulle daai voorreg hê om 'n breakfast te kry die Saterdag en die Sondag. En ek vra net vir al die manne asseblief om hulle name daarop te sit op die lys. Ons is al 'n lange lys daar en ek sê dankie vir die manne wat al aangeteken het. Maar soos ek sê, vrouens, dit hang van jou af. Wat 'n geskenkie wil jy vir jou man die Sondag gee? Vir nie die diens. Maar oor die breakfast is by Kapel, daar by South Coast Mall. Dit begin 9:00, as jy nie weet waar dit is nie. Daai mall as jy afkom daar by die highway, daar by Wanga afrit, so in die linkerkant, die South Coast Mall, 9:00 die oggend. En ek sê weer, jou breakfast die kos maar R59 en dit sluit alles in. Kom geniet dit. Jy gaan nie meer as dit betaal. En ek sê weer, as jy dit nie kan bekostig, daag net op.
Dis vir ons manne, soos 'n manne braai, dis 'n breakfast hierdie keer. Kom ons wys die vroue as ons kan saam breakfast doen met bietjie. Jy sien by die gemeente by ons het die gemeente die manne hou van koek en tee en die dames braai by die gemeente. Hulle kry 45 dames by die braai en by ons manne kry ons 30 manne. Maar as ons praat van koek en tee, dan kry ons weer 45 manne vir terte en vir koeke en dit, maar vir die braai kry ek ons minder. Maar dit maak nie saak nie, ek bly lief vir julle. Julle is awesome. Ek wil sê, gister het oom David 90 geword, oom David Conlon. En kom ons loof die Here. En sy sê ek moet 'n aankondiging maak vanmôre en sê dat hulle nog steeds vir ons lief is. Hulle sou graag hier wou wees, maar nou omdat tyd nou hulle ingehaal het, moet hulle nou daar bly by die kinders, maar op 'n goeie ouderdom, hulle geniet nog elke dag se genade. Ek wil iets vertel van geloof. Hierdie vrou het die Conlon, het 'n geloof soos 'n yster. Sy's besig om te gaan. Sy's besig om te groet. Dan sê sy, pastoor, bid vir my. Dan bid ek vir haar. Dieselfde middag bel sy terug. Hallo pastoor. Ek sê, en nou? Sy sê, ek is terug. As dit eenmaal was, kan jy sê, Here, ek weet dit gebeur. Maar sy was al baie siek hierdie jaar. Baie siek. Ek wil die Here eer vanmôre. Sy eers die God wat gebede beantwoord. Come on. Ek was maandag aan in 'n konferensie, ek was dinsdag aand in 'n konferensie, ek was woensdag die hele dag in 'n konferensie. So ek het konferensie, maar ken julle dit? Ek wil nou halleluja prys die Here oor enigiets. As jy net jou kop sê prys die Here, halleluja. Ek is nou so warm gevryf met die gebeure van die pastoor. Jy sal moet oppas. Want as jy nie die regte ding gaan sê en ek oproep, ek prys die Here, dan gaan jy my moet sê, sit broer, sit. Jy sal nie moet. Want ek is opgecharged van elke aard, elke weefsel in my liggaam is reg vir dit wat God wil doen vir ons. Nou wil ek jou uitnooi vanmôre. Kom staan net saam met my. Steek jou hande hoog op in die lug. En sê vir jou God, sê vir jou Here Jesus, sê vir hom vanmôre hoe kosbaar en hoe waardevol hy is vir jou. Sê vir hom vanmôre, Here, dat ek hier kan wees. Wat 'n voorreg om net hier te kan wees vanmôre. Wat 'n voorreg is dit vir my om net u naam oor my lippe te kan laat gaan. Jesus, Jesus, Jesus. Die naam bo elke naam. Die naam wat vestings breek, die naam wat bevry, die naam wat losmaak. Die naam wat bindings breek, die naam bo elke naam. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Is dit hy woorde sê net? Hosanna, Hosanna, is al die woorde. Oh
Terwyl ons so sing, jy weet nie wat doen die Heilige Gees in die persoon langs jou se lewe, die persoon agter jou se lewe. Terwyl ons hom so vereer en hom so eer en hom so loof en hom so prys vanmôre. Jy het nie 'n idee wat die Gees van God besig is om te doen. Reg nou in hierdie oomblik. Jy sal sien op die einde van die diens, sal die werke van die Here, die weer van die Here bewys word. Want hy is nie dood nie, hy lewe. Kom kerk, sê hy lewe. Hy lewe. Ons God lewe. Ag kom, word opgewonde oor hom toe. Want hy leef, want hy leef, hy leef, hy leef. Hy leef, hy leef. Ons God leef. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Ja, die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Oh, kom ons beginnen zijn naam, kom ons beginnen zijn naam. Alles verandert van Jesus zoon, kom ons beginnen zijn naam. Oh, kom ons beginnen zijn naam. Como Dios será, a nuestra María son, como Dios será. The benefit is wonderful, wonderful, wonderful. The benefit is wonderful, wonderful for me. The benefit is wonderful, wonderful, wonderful. Hij maakt het is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Oh, kom ons beginnen zijn naam, kom ons beginnen zijn naam. Alles verandert maar Jezus zoon, kom ons beginnen zijn naam. Oh, kom ons beginnen.
Jehovah, Remohile, Remohile, are you scared? Just in the himmel, so I'm on the altar. And this is how you come to the end, and you're a guy. Remohile, 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 are you scared? Just in the himmel, so I'm on the altar. And this is how you come to the end, and you're a guy. On the blessed day, fire and the clear. Anyone from Babylon with triomphing. People that fight the night, like the God is here. And he is of the golden state. I am in the field. Remohile, 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 are you scared? Just in the himmel, so look at me out there. And this is how you come to the end, and you're a guy. And this is how you come to the end, and you're a guy. And this is how you come to the end, and you're a guy. Hallelujah, dankie Here. Wie kann die Sonne rau? Wie kann die Himmel bau? Wie kann mit Dunkel verleihen? Dass niemand zu sein. Wie kann die Reue es sein? Wie es gibt von deiner an die Wüste, wie es wird immer in Augenblicken hier, dass niemand zu sein. Da ist niemand zu sein, da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. Da ist niemand zu sein, da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. Wie kann die Sonne rau? Wie kann die Himmel bau? Wie kann der Dunkel verleihen? Da ist niemand zu sein. Da ist niemand zu sein. Da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. Da ist niemand zu sein. Da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. Oh Yahweh, da ist niemand zu sein. God is next in the God is next so in the God is next in all the earth.
is my heart's verlangen om u te groeten. Met mijn hele hart bedek ik aan de Jesus. als wanneer hier bij mij en lof aan u. Al mijn hart Vergeet het, leef bij u. bij Heer. Heer, geef in mijn hart, geef in mijn ziel. En Heer, verdien alleen waar ik rusten in aan. En wonen van die dag. Bereid ik u met mij. Dus mijn hart verlangen om u te groeten. Met mijn hele hart bedek ik Aan de Jesus. als wanneer die bij mij beloof aan u. Al mijn hart begeert het, leef bij u. Heer, geef in mijn hart, geef in mijn ziel. En Heer, verdien alleen waar ik rusten in aan. En woorden van die dag. Bereid ik u met mij. Heer, geef in mijn hart, geef in mijn ziel. En Heer, verdien alleen waar ik rusten in aan. En woorden van die dag. Bereid ik u met mij. Bereid ik u met mij. Bereid ik u met mij. Oh, somebody. Bereid ik u met mij. Oh, Jesus. Bereid ik u met mij. How great is our God? Say with me, how great is our God? Oh, see how great is our God? How great is our God? Say with me, how great is our God? Oh, see how great is our God? You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great
to thee. How great thou art, you're so great. How great thou art. Then sings My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Come on, raise your hands. How great Yes, it's a great God. It's a great God. It's a great God. Then sings my soul. my soul, my Savior to thee. Oh, you are so great God. How great thou art. You're so great. So great. How great thou art. We worship you, Lord. Then sings my soul, Great my Savior to thee. Hallelujah. How great thou art. Yes, How great thou come on, just praise Him. Praise Him. Hallelujah. Magnify His name. He's a great, great God. He's a great, great God. Hallelujah. Come on, church. Come on, church. Come on, church. You better get used to praising Him now, because if you can get used to praising Him now, you'll really go into struggle in heaven. Praise your voice. Give Him some praise in this house. Delight yourself in God. Don't go anywhere. Don't go anywhere. I want you to open your eyes. Just look at me for a moment. Satan, in the name of Jesus, I rebuke every plan, every strategy of you right now in the name of Jesus. I declare every plan done and void in Jesus' mighty name. Just listen to me for a few seconds. Just hear me out. Luister nie. Laat die gees van die Here met jou praat. Ek sit met Gideon vanoggend en praat. Ek sê vir hom, Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Dan kom Paulus in Filippense 4 vers 4 en hy sê, verbly jou
in jou omstandighede. Ek lees net uit die Pinksterbybel uit. Nee, hy sê, verbly jou in die Here. Rejoice in the Lord always again. Back to Psalm 37. Delight yourself in God. Hy is almagtig, mense. Hy is alwetend. Hy is alomteenwoordig. Hy is onveranderlik. Hy is vergifnis. Hy is genesing. Hy is wat jy wil hy moet wees, sal hy vir jou wees. So hy is delight yourself in the Lord your God. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. Want, kom ons gaan nog so 2 keer sing. Maar dan wil ek dan nou sien. Jy weet, laat jou gesig tog net vir my wys jy wat jy like. Ek dink ook die Here kyk baie keer so na ons pastoor en kyk en sê, ja, lyk of hulle al die suurmoen gedrink het wat hulle aan. Come on, church. I don't want to have to inflate you. Sweet. I don't want to have to do that. You have to rejoice. It has to come from your heart. Amen. Okay, die manier ons verstaan dit nie. Dit moet uit jou hart uitkom. Come on, church. Kom ons sing hom nog so 2 keer. Then sings my soul, my Savior to thee. Hallelujah. How great thou art, oh so great, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Now give him your best favorite place in this house. Kom ons klap so 'n bietjie vir die Here. Hallelujah. Kan ons 'n hand van waardering vir hierdie musiekbediening gee asseblief? I'll tell you what, if somebody gave me a hand of appreciation like that, I don't think I'll come back tonight. Kan ons vir hulle werklik wys wat gebeur? Goeiemôre. Ag ek wil hê jy moet gou jou vinger vat en wys jy jou vinger na my. Jy kan maar al 10 ook na my wys. Maar jy moet dit so hou. Dan moet jy nou agter my aan sê. Maar jy moet dit bedoel, hè? Sê wow! Johan! Jy is! Daarom! Baie! Mooi! Thank you, Pastor and Church Council congregation for bestowing this privilege upon me again to come and minister hier in Port Shepstone. Dit is altyd vir my 'n voorreg om saam met u te kan wees en die kinders van die Here wat God aan jou sorg toe vertrou het te kan bedien. En wil ek vir julle sê, as jy my nog nooit ontmoet het nie, mis jy niks in die lewe nie. Maar as jy Jesus Christus nog nooit ontmoet het, dan mis jy alles in die lewe. Meaning is only found in Him. En dit is my altyd interessant, nêrens in die Bybel vra hy vir jou, gee my jou lewe nie. Hy sê, gee my jou hart. Want jy kan vir iemand jou lewe gee, maar hulle besit nie jou hart nie. Maar jy kan nie vir iemand jou hart gee, maar hulle besit nie jou lewe nie. Daarom vra God, gee my jou hart. En as jy nog nie jou hart vir God gegee het, deur die Here Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie. En as jy nog nie wederbaar is deur God Heilige Gees, al wat jy is godsdienstig.
Ek wil jou aanmoedig, don't delay making that decision. It's the best decision you'll ever make in your life. The day when you decide to give your heart to God by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Daar's 'n hele preek, ons kan eintlik maar huis toe gaan. Maar ek is 'n lang asem man, so ek kan nie huis toe gaan nie. Ek wil hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by my geliefde profeet, die boek Haggai. Hulle het my volgende kom vra, gaan ons skrifgedeeltes op die skerm sit, toe sê ek nee. Ek hou nie daarvan om kinders van die Here te help om lui te wees nie. Charlie Kirk, I didn't know anything about him until he was assassinated. En dit het meegebring dat ek so 'n bietjie daarvan sy video's gaan kyk het. En die een video wat my werklik getref het is, hoekom moet jy 'n letterlike Bybel na die onderlinge byeenkomste bring? Why is it so important that you would carry a physical Bible to the assembly of the saints? En die eerste rede wat hy gesê het is, jou Bybel het nie sosiale media nie. Skrikwekkend hoe baie kinders van die Here gedurende die onderlinge byeenkomste, dan sit hulle op hulle selfone. Hier stuur iemand 'n SMS, daar lees in 'n WhatsApp. Daar speel een speletjies. Nou hoor of alaai, ek het in die Bybel gepreek waar ek 'n pastoor gesien het speletjies speel terwyl ek besig om te preek. The second reason, and I never thought about this, he said your Bible has a unique weight to it. He said they can blindfold you and put a number of books on a table along with your Bible. And you will pick up each and every one of those books and say, this is not my Bible. But when you pick up your Bible, you'll say, hierdie is my Bible. Want hy het 'n unieke gewig aan hom. So let me encourage you, if you have not brought your physical, literal Bible, nie jou selfoon nie, bring hom af vanaand, want ons gaan 'n paar keer daai ou ding, let your fingers do the walking through the Bible, not through the other pages. Amen. Ek wil hê jy moet saam met my staan uit respek vir die woord van die Here. Dan lees ons Haggai hoofstuk 1 en ek wil hê jy moet agslaan, veral in die Afrikaanse Bybel wat boop staan, die aansporing om die tempel te herbou. In die 2de jaar van koning Darius op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubbabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en tot Josia, die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê, so spreek die Here van die leerskare, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moes word nie. So het die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon terwyl hierdie huis in pyn lê? So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stukkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword en julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom spreek die Here van die leerskare?
terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elke een van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer. En oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Serubabel die seun van Sealtiel en Josua die seun van Josedak die hoëpriester en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here hulle God en aan die woorde van Haggai die profeet volgens die opdrag waarmee die Here God hom gestuur het. En die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Wat wil ons verder lees? Wat het van die vrees van die Here geword? Ek praat nie van bang wees vir God nie, mense. Ek praat, wat het geword van ons liefde en ons eerbied en ons respek vir God? Kom ons gaan aan. Daarop het Haggai die boodskapper van die Here kragtens die boodskap van die Here met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Here. En die Here het die gees van Serubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Josedak, die hoëpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here van die leerskare hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6de maand in die 2de jaar van koning Darius. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê, spreek tog met Serubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Josua, die seun van Josedak, die hoëpriester, en met die oorblyfsel van die volk, en sê, wie is onder julle nog oor, wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het, en hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan skep moed Serubabel, spreek die Here, en skep moed Josua, hoëpriester seun van Josedak, en skep moed julle almal volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie, want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Jy kan die sitplekke inneem, asseblief die Bybels toemaak. Ek wil begin met 'n vraag vanmôre. En dit is 'n baie persoonlike vraag, maar dit is ook 'n baie direkte vraag. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Ek is nou oor die 30 jaar wat ek in die voltydse bediening is, en ek verstaan nog nie wanneer is my pinkie deeltyds en wanneer is hy voltyds deel van my liggaam. So ek het probleme met sekere terminologie wat in die kerk ingebring is van voltyds en deeltyds, because the way I understand the Bible is that the moment I become born of the Spirit of God, I get baptized into the body of Christ through the Spirit. That means I'm full-time part of the body. Hallo? Amen. So ek is nie deeltyds nie. Ons is almal, as jy vandag wedergebore is jy voltyds deel van die liggaam van die Here Jesus.
Maar waarmee is ons besig, kinders van die Here? Ek bedien gemiddeld so 40 gemeentes 'n jaar. Dis nou sonder die mannerbidure en daai goeders tussenin. En as gevolg van die guns wat die Here my gee, soos wat hy vir my gee met julle pastoor in die gemeente, kan ek vir u vandag sê dat ek bedien by 90% van die gemeentes elke jaar. Maar hier is die hartseer. 85% van die gemeentes waarby ek bedien, gaan net agteruit elke jaar. Numerically, they are shrinking every year. In Amerika maak hulle gemiddeld so tussen 3.500 en 8,000 kerke 'n jaar toe. Last year it was only an estimate, 15,000. Die kerk in Australië krimp gemiddeld tussen 7 tot 8% 'n jaar. Ek kon ongelukkig nie die statistieke kry vir Suid-Afrika nie, want daar's net een manier, jy moet die verskillende kerkorganisasies met die statistieke instuur en die smeer, en dit gebeur nie in Suid-Afrika. Ek kan nie vir u sê hoeveel duisend predikers verlaat die bediening elke jaar. So waarmee is ek en jy besig? Ons moet vandag een ding verstaan, kind van die Here. God droom. Ek het al baie keer op sosiale media gelees, veral as dit 'n prediker is van een van hierdie mega gemeentes of 'n welbekende prediker, then they will encourage you and I, and they will say, you must dream big. And they will speak about establishing your legacy. You have to dream big and you have to establish your legacy. And that brought about the question, am I not supposed to be working on God's dream? And am I not supposed to be establishing and leaving the legacy of the kingdom of God behind when I leave this world? Because many a time in prayer I have said to God, I said, God, if I have met with someone, whether it was over a cup of coffee or whatever, and I leave their company, but I have not left the name of Jesus on their lips, I have not achieved anything. Because if all that they can speak about is Johann, but they can't speak about the Jesus Christ in Johann, I've missed the boat. So are we busy with God's dream for our lives? Are we busy with God's dream for our families? Is ons besig met God se droom vir ons besigheid? Is ons besig, is hierdie gemeente besig met God se droom? Ek het nie 'n probleem met programme nie. Ek glo programme is baie goed. But if we try to establish a healthy, growing ministry that will impact society and the community out there through simply programs, we're going to run out of programs. En mense gaan moeg raak. Ek kan onthou baie jare terug in 2002 bly ek aan huis by hierdie Suid-Afrikaner en ek praat die hele tyd met hom oor visie.
Visie, visie, visie. Visie is God se droom, mense. En hierdie ou raak op 'n stadium vir my so kwaad. En hy draai om na my en hy sê, wat se visie jy die hele tyd? En hy sê vir my, I don't have a vision, but my church is growing. I said, because you're running it on programs. And you're going to run out of programs. Dieselfde man wat in 2002 briesend kwaad geraak het vir Johannes vandag nie meer in die bediening nie. Ons moet verstaan, kinders van die Here. God is dreaming. But He's dreaming through you and me. God is always looking for a man or a woman or for a group of people that He can dream through in establishing His kingdom, manifesting His kingdom, because God is in the growing business. Julle opgewonde, hy stem my tot groot vreugde. And I want you to know that God doesn't just want you and I to grow spiritually. He doesn't just want you and your family to grow spiritually. He doesn't just want you and your business to grow spiritually. But He wants this ministry to grow spiritually, to grow numerically, and to grow financially. Amen. So God had a dream. God het 'n droom. Die tempel van Salomo is vernietig. Maar vir God om die tempel herbou te kry, het hy 'n man nodig deur wie hy kan droom. So first and foremost, he had to find a man. But this man he found was in captivity. Hy's in gevangenskap. Daar in Babylon, en Nebukadneser het hulle almal weggevoer. Weet jy, ons almal het in Babylon gelewe. Babylon is 'n tipe van die koninkryk van die duisternis. We have all served Nebukadneser, 'n tipe van die duiwel. Mense raak baie keer vir my 'n lekker bewolk as ek sê, ons almal was duiwelaanbidders. Nou kan ek soms sien, daar paar van julle trek julle nekke en rugge styf vir my. Wel, die Bybel sê in Romeine 3:23, want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Daai woordjie heerlikheid verwys na twee dinge. Hy sê ons almal ontbreek Jesus Christus wie die heerlikheid van die Vader is, en ons almal ontbreek die teenwoordigheid van God. Daar bestaan nie 'n ding soos ek was my hele lewe lank 'n Christen. You might have been born to parents that serve God. Your dad might have even been a pastor or a dominee, but that doesn't make you a child of God. The only way you come out of Babylon, the only way you come out of under the submission to Nebuchadnezzar, you have to be born again. Daar's nie 'n ander manier. En God kry vir Zerubbabel. He found in the United States they would call him Zerubbabel. Sometimes Zerubbabel. So the poor guy's got an identity crisis. He doesn't know whether he's Zerubbabel or whether he's Zerubbabel, maar God kry vir Zerubbabel. Hier sit Zerubbabel.
sy droom te kommunikeer deur Serubabel. Hy gaan haal hom uit gevangenskap uit. Met een doel voor oë. I'm not bringing you out of captivity to start to establish your own kingdom. To do your own thing. To establish a great name for yourself. Maar God het geweet dat Serubabel kan dit nie alleen doen nie. En toe gee God hom ondersteuning. Ek vertrou jy het opgelet, hier's 3 groepe mense. Toe gee God vir hom Josua, die seun van Josedak, die hoëpriester. Josua is 'n tipe van die leierskap. Die kerkraad, ek weet nie wat sy raad gee in die mas kerkraad. Nou word ek terugvra 'n pastoor my, en sê, sal jy na diens met my en my vrou in die kerkraad en hulle vrouens ontmoet? Ek sê, ja, maar gaan ons eers eet. En ek beseker maak ek kry kos eers. Want as ek praat voor ek eet, wil my dalk nie die kos gee nie. En hier sit die manne, met respect teenoor hulle gesê, ek maak maar net 'n grap, hulle is die mek van die plek, hier sit hulle om die tafel. Ek sê, julle is kerkraad, wat sy raad gee? En toe kyk hulle my aan, so julle my aankyk. Jy sien, Josua is 'n tipe van die leierskap. Nie net die kerkraad nie, maar almal wat in 'n bediening staan. Sondagskool, die musiekbediening, deurwagters, noem dit wat jy wil. Maar God het geweet, Serubabel en Josua kan dit nie alleen doen nie. Toe gee hy hulle die oorblyfsels van die volk, verwysende na die res van die gemeente. Ek dink iewers het ons die woordjie gelees, werk. Het julle nou in julle Bybels gelees? Nou ek wil vir u sê, na 43 jaar wat ek die Here dien, 43 jaar en amper 7 maande, het ek agtergekom, ons kinders van die Here is lief vir werk. Hulle is mal oor werk. Hulle kan vir ure sit en kyk hoe ander te doen. En nou nie hier in Port Shepstone en nie daar in Bloemfontein. Ons kan vir ure sit en kyk hoe ander dit doen, en dan vind ons die hele tyd fout met dit wat hulle doen. En dan het ons mos hierdie manier, as ek dit sou doen. Hallo? Wel, as ek dit sou doen, hoekom doen jy dit nie? So, God het 'n span nodig, en dis dieselfde wanneer dit by jou in jou huis kom. God starts to dream through the husband. En dan gee hy vir die husband 'n Josua, dis sy vrou. En as hulle goed vrugbaar is, dan kry hulle die oorblyfsel van die volk, dis die kinders. As jy 'n besigheid werk, dit presies dieselfde. Maar ek wil hê jy moet weet, kinders van die Here, jy sien ons almal het presies dieselfde skepingsdoel. Jou skepingsdoel is om te wees tot lof van sy heerlikheid. Maar in die vervulling van jou skepingsdoel, droom God deur jou, want daar is iets wat hy deur jou tot stand wil bring, tot eer en verheerliking van sy naam, en tot manifestasie van die koninkryk van God, mense. Amen. Waarom is jy besig?
Waarmee is jy as gesin besig? Ek is in Amerika toe die eerste keer in 2002. En ek kom terug en God spreek 'n rema woord in my lewe in. Hy sê, ek gaan jou terugvat Amerika. En ek begin in 2 beplanne maak vir 2004. En ek gaan sit voor my rekenaar in die Buskestraat nommer 42 in Empangeni, KwaZulu-Natal. Nou daai plek is die naaste aan die hel wat ek ooit gebly het. Hier sien dit kan warm word in my. Maar in elk geval, en ek sit voor my rekenaar. Now I had to put together a short biography about myself. And I was sitting there in front of the computer, and as I was about to start to type, I said, God, I don't even have a name for this ministry. And at that very moment, God started to dream. And He said, Reaching Higher Ministry. I just added the international. But just like this ministry, just like you and your family, God knew I was going to need support. There's no way I would be able to accomplish His dream by myself. And so what did God do? God started to put people around me, prayer partners. But He also put around me people that support the ministry financially. And that's how I was able, and I'm still able, to live out God's dream. And I started out with the state of Georgia and North Carolina. Vandag kan ek vir jou sê, ek het 19 verskillende state in Amerika bedien. En ek het in al 9 provinsies in Suid-Afrika bedien. Ek was al op in Afrika. Not because I am good. I have nothing to boast in myself. Because I'm not building my dream. I'm simply obedient to God's dreaming through me and fulfilling that which He wants me to do. En dit moet jou hartsbegeerte wees. I'm not interested in leaving a legacy behind for Johan. As a matter of fact, I chose, this is what I say, on my tombstone, I do not even want the date of birth and the date of passing away. I simply just want my name, Johan Brubaert, en onder dit, hy is nie hier nie. Because I'm not dead. Amen. I'm not dead. I'm alive. I just made transition. Hello? Amen. And so they started out as a team. Together, everyone achieves more. Together, everyone achieves more. So they started to work on the dream of God. But you have to understand today that when you are obedient to the dream that God is dreaming through you, you are going to have resistance. You're going to have people that's going to try and discourage you. You're going to have people that are going to walk out on you. You're going to have people that say, I don't believe in this. And so they had people, not from the inside, but from the outside, trying to discourage them. Dis 'n hopelose saak. Daar's nie 'n manier hoe jy hierdie goed kan doen, iemand. En jy weet, 'n druppende kraan.
Hulle was 'n ander naam vir 'n druppende kraan. Sê gou, Velvet lap. nee, hy is nou bang vir jou vrou. Hy het eintlik gesê vrou. En vrou, druppende kraan. Eventually you start to eat. Hy stem met 'n invloed op jou. En jy begin dit later om te glo. Weet jy hoeveel mense lewe vandag nog in hulle omstandighede van armoede en dis meer, omdat hulle die stem van armoede geglo het en gesê, it will never be better. Ek sit verlede jaar met 'n prediker, dit was nie die pastoor nie, maar en hierdie persoon praat net heeltyd van hoe staan die geld op die suidkus. Ek sê hou op om te sê daar's die geld op die suidkus. Dink julle hulle sou daai mall gebou het as daar nie geld was nie? Maar uiteindelik tools hulle down. Hulle sê okay, and they start to work on their own dream. Hulle begin hulle huis te bou. Is jy dalk vandag besig om jou eie huis te bou? Are you busy working on your dream because you have allowed the voices to influence you that what God is dreaming through you, it's just not possible? En kyk wat gebeur. Vers 11. En ek, dis 'n hoofletter. Dis God homself. En ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat in die grond oplewer, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. So God decided, okay, the only way I'm going to get you back on track, I have to chastise you. Ek moet jou tugtig. En toe God tugtig hy en hy vat waar dit seer maak. Jy sien kinders, wanneer ek het op 'n stadium werklik, ek het vir die Here gevra, Here, jy moet my help. Want jy weet, ek het nou al baie verwysings gehoor van die tugtiging van die Here. Maar ek het bitter min predikers werklik hoor preek oor die tugtiging van die Here. Because there are very few examples in the New Testament of the chastisement of the Lord. You have to unfortunately go to the New Testament of the Old Testament, or you have to speak from your own experience. Maar ons as kinders van die Here, as iets negatiefs gebeur, dan is dit die duiwel. Hallo? Want dit kan mos nie die Here wees nie. Want God is goed, dis waar, God is goed. Maar jy moet verstaan, God stel meer belang in jou en my siel as hy in ons gemak sal. En ek bid en ek sê, Here, jy moet vir my asseblief help, wanneer dit kom, ek verstaan versoeking tot sonde, en ek dink ek verstaan beproewing van geloof. Maar Here, tugtiging. Hoe weet ek wanneer is U besig om my boude aan die brand te slaan? Hoe weet ek wanneer hierdie omstandighede iets is wat deur U gebring is, of dalk deur myself gebring is, of die vyand? Jy weet, my seun wat oorlede is, Nico, hy was seker so 12 jaar oud. Nou ek het nooit met my kinders pak slaag gegee. As jy 'n kind pak slaag gee wanneer jy kwaad is vir hom, het hy jou gewen. Wat ek altyd in die kamer en dan praat ek nou met hulle.
soos wat ek nou met julle praat. Jy weet, en dan gee ek hulle nou kans om te erken, en dan sê ek, okay. Nou sit ek met Nico, en ek praat met hom. En nou is dit baie geestelik, en ek vat Hebreërs 12, en ek vertel hom, jy weet, God as 'n Vader, hy terugtig ons nooit omdat hy kwaad is, maar omdat hy lief is, en hy kyk my net so. En toe ek klaar gepraat het, toe sê hy, ek gee nie om wat jy sê nie, dit gaan nog steeds seer wees. Ek sê seer, ek is jammer, maar as dit nie seer is, it doesn't serve its purpose. Nou toe ek in die skool was, jy het dit nooit gedoen nie, toe het Karre nog binnebande gehad. Dan sny ons die binneband uit. Dan sny ons gate in die binneband. Dan sit ons om tussen ons boude en ons onderbroek. Now you misbehave. Dan sê die juffrou, kantoor toe. Okay. Stap jy al by die kantoor en ek ben jy lyk sommer hartseer. Jy weet mos nou wat gaan gebeur. En dan sê die hoof, okay, as die kas, kies jou rot en haal jy die dunste een uit. As sê die hoof, is jy seker? En jy ben over. Dan slaat hy. Hy kry lekker. Want hy dink, kyk, ek het jou dan nou goed gegee. Then you bend over again. Yes! As jy uitstap, dan lag jy. But the chastisement never served its purpose. Because there was no pain inflicted. You see, God had to inflict pain to get them back to His dream. But not only did He inflict pain to get them back to His dream, He restored the fear of the Lord. Ek vra weer, wat het van die vrees van die Here in ons lewe geword? Amen. Hallelujah. And they started to work. Ek weet nie wat gaan vandag in jou lewe aan nie. Ek weet nie. Maybe the going is getting tough and the tough is getting going. En dit lyk vir asof niks reg geloop nie. En jy bestraf die duiwel links en regs. Jy staan op jou kop en jy doen alles. Miskien net 'n bietjie stil word. En vir God vra, God, is jy dalk besig met my? Ja. Is jy dalk besig met my? They became discouraged. But through the chastisement of the Lord, God brought them back to why He brought them out of captivity. Ek en jy, God het ons nie uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal, net sodat ons kan hemel toe gaan nie. Jy weet, daar was hierdie oomie, ek dink ek het miskien al die grapie vertel. Elke sondagoggend gee die pastoor 'n geleentheid om te getuig. Dan staan die ou oomie op en dan vertel hy net vir die gemeente hoe lief is hy vir die Here. En hy kan net nie wag om hemel toe te gaan. Dan klap die gemeente. Volgende Sondag jouself aanklap. Toe begin die jong mense sê, kom ons kyk hoe graag wil hy hemel toe gaan. En die Vrydag aand sit die oomie daar in sy sitkamer en TV kyk, die jong man klop aan die deur. Die oomie roep af, wel binne kan. Wie's daar? Die jong man sê, ek's die engel van die dood. Ek het jou kom haal om jou na Jesus toe te vat. Hy sê, vat my vrou, sy siek, los my uit, vat my vrou, sy siek. Weet jy is nie gered net om hemel toe te gaan nie. Deur jou wedergeboorte is jy herstel in jou skepingsdoel om te wees tot lof van God se heerlikheid. Alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink, moet God verheerlik. Maar terwyl jy herstel is in jou skepingsdoel, kind van God, droom God. Daar's iets wat God deur jou en jou gesin wil doen. Daar's iets wat God deur hierdie gemeente wil doen. Amen. En nou is hulle moeg. Die vrees is herstel.
In vers 14 sê, en die Here het die gees van Serubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk, wat gedoen? Hy het opgewek. He stirred. Ek spandeer baie tyd saam met predikers. Ek kan vir julle sê, omtrent 80% van my tyd spandeer ek saam met predikers, want in die 10 jaar wat ek in die gemeente was, die pastoor van 'n gemeente was, God really birthed in me a heart for pastors and their families. Doesn't mean I don't have a heart for the local church. As ek teruggaan volgende jaar na 'n gemeente toe en ek sien van waar hulle verlede jaar was en waar hulle nou was, dan begin my hart te bloei. I wil vir julle sê, there are many Zerubbabels that's discouraged. Hulle is moeg. Hulle is moeg want hulle werk alleen. Terwyl Josua sit en kyk, en die oorblyfsel van die volk sit en kyk, want hulle is ook moeg. Nou kom God en hy wek hulle gees op. Die Engelse woord is, God stirred their spirit, meaning He aroused them, He awoke them, He opened their eyes again so that they could see. Here maak vanmôre hulle oë oop, sodat hulle net weer die droom kan sien vir hierdie plek, Here. He excited them again. Ek kry nie, en ek probeer nie op jou emosies speel nie, asseblief. Ek kry nie 'n salaris nie. Soos ek gekanselleer word 'n paycheck weggevat. En as ek vir jy moet baie keer sê die redes hoekom ek gekanselleer word, ek dink ek sal 'n goeie lag 'n bietjie daar boekie kan skryf. But I have to fight one thing, discouragement. Inteendeel 2 jaar terug, bietjie meer as 2 jaar terug, sê hy ou vir my, as jy vandag vir my sê, jy's beskikbaar, is jy môre hierdie gemeente se pastoor, want hulle hou van jou bediening. It was very tempting. Mooi pastorie, mooi gemeente, lekker salaris, al die byvoordele, slaap elke aand in myself, in my eie bed. Goed, as jy nou so, teen die einde van die jaar, by die 40ste bed, want jy lyf ook nie meer slaap. Dan wonder jy moet ek my eerder in 'n stoel slaap. Verstendig. Maar ek moet sê, nee, want dit is nie wat God deur my droom nie. 'n maand daarna stuur hy vir my 'n WhatsApp van nog 'n gemeente. Ek kon nie vinnig genoeg die delete button kry, want I could not even consider. Dit was nie God se droom nie. Jy sien, as jy 'n verkeerde skoen aantrek, frustreer jy jouself en frustreer mense om jou. Mag God in hierdie dag jou gees net weer opwek vir dit wat God in en deur jou doen, wat God in die gemeente wil doen en wil. Amen. Praat oor die derde bestanddeel en dan gaan ek afsluit. Die eerste een is God het 'n man nodig gehad. Die tweede een, hierdie man het ondersteuning nodig gehad. Hier sit Zerubbabel, Josua is die kerkraad, almal wat in bedieninge is. En dan die oorblyfsel van die volk. Maar daar's 'n derde ding wat nodig is. En dis finansies. You can have the most wonderful dream panned out. This is God's dream. Ons is die gemeente vir die gemeenskap. Klink wonderlik. Hallo? Praat ek net met myself. And how are we going to accomplish that?
Because if we expect the community to come to us, dan het ons die bal vir die perde. I'm just using that slogan as an example. If that is God's dream, ons is die gemeente vir die gemeenskap, en God droom dit deur die Babel en deur Josua en die oorblysel van die volk, is dit wonderlik om die mense te hê. Maar dit gaan nie gedoen word sonder finansies. Kan maak wat jy wil. Kan maak wat jy wil. Dis hoekom hy daar vir ons sê in vers 8, aan my behoort die silwer en die goud. Silwer praat van die heerlikheid van God, of die reinheid van God en van finansies. Goud praat van die heerlikheid van God en finansies. Dis vir my verbasend vandag, hoe mense verwag, bedieninge moet funksioneer, sonder finansies. How we expect God's dream to be fulfilled without finances. Nou weet ek, nou sal daar 'n paar van julle sê, Johan 10 is Ou Testamenties en dis die wet, jy's 100% reg. Ons leef nie meer onder die wet nie, daarom gee jy nie net 'n tiende nie, jy gee meer as 'n tiende. Jy gee meer as 'n tiende. En die offergawe. God sê, dit is myne. So wat jy nodig het om hierdie droom te vervul, het ek vir jou voorsien. Die droom vir jou gesin, die droom vir jou besigheid. Ek het vir jou die silwer en goud gegee om te bring, omdat jy my lief het. I have no other motivation. You have to understand there's a difference between faith and trust. Dis twee verskillende goeders. Most of us have faith in God, but we don't trust God. Because if you trusted God, you would never have a problem om die silwer en die goud te bring, omdat jy hom lief het, sodat die droom wat God deur hierdie gemeente droom, nie net iets is waaroor ons praat nie, maar dit 'n werklikheid word. Amen. En ons werklik 'n gemeente vir die gemeenskap word. Churches are growing inward instead of outward. Want ons stap in God se droom. Mense, dis ons hoop. Dis ons hoop. Dis wat jou betekenis gee. Ek sluit af. Waarmee is jy besig? Is jy besig met jou droom? Is jy besig met God se droom? Weet een ding verseker, God soek altyd 'n man. God wou 'n volk gehad het, toe kry hy Abraham. God wil die volk uit gevangenskap uitbring, toe kry hy Moses. God wou 'n familie gehad het, toe word die woord vlees en God droom deur die seun. So droom God vandag deur jou en my. Stap jy in God se droom vir jou lewe? Is jy besig met jou eie droom? Is jy deel van die team? Speel jy op jou eie? Hy sê op hierdie plek sal ek vrede gee. Op hierdie plek sal ek vrede gee. When you start to embrace the dream of God that is dreaming through your life, when you start to embrace the dream of God that is dreaming through Zerubbabel and through Joshua and the remainder of the people,
Die oomblik is jy walk in perfect peace, want ons is nie in kompetisie met mekaar nie. Amen. I'm not fighting for a position. I know I'm not a Benny Hinn. I know I'm not a Billy Graham. I know I'm not a late Jimmy Swaggart or any of those. But I will not feel this much inferior to any of them because we're working on the same dream. Kom is jy besig. Pastoor, ek wil hê jy en jou vrou met die voorkom staan asseblief. Wil jy moet vir my net die goed skuif asseblief met toe. Die skuif vir my daai kant toe. Ek wil jy moet vir my hier aan die kant skuif asseblief. Ag, glimlag vir my toe julle lyk so ernstig. Lyk amper asof julle kom reis hard. I want you to turn around with the congregation. Nou soek ek Josia. Almal wat betrokke is in leierskap. Enige tipe bediening, kom maak in. Kom maak in. Dit gaan groot word, jy kan maar nog daar kyk. Nou soek ek die oorblyfsel van die volk. Kom af in. Julle kan mekaar se hande maar vashou, want daar's niks meer fout nie. Maybe you are a guest here this morning and you decide you want to make this your spiritual house. Amen. Amen. Dis julle stadig, jong. My koffie het al koud geword. Help ons en geef julle se lus op die vibe en weet jy wat jy kry. Julle gaan maar so met inhou daar agter ons. Hierdie klop, julle ry met hier so staan. Gaan julle daar agter in asseblief. Ek soek nie 'n gap nie. I'm not looking for any gap. Because a gap signifies disunity. Waarmee is ons besig met? Yes, het het my baie gevat om smile het julle uit te kan. Ja. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Luister vir my. 'n Gemeente is so sterk soos die swakste verhouding. Nie sterkste verhouding. Die swakste verhouding. Dis so sterk 'n gemeente. Are you sold out? Are you honestly, truly sold out to the dream that God is dreaming through Zerubbabel and his wife? That is communicated with Joshua and the remainder of the people. Abba Vader, Here, ons kan so maklik begin besig raak om ons eie koninkryk te bou, Here, ons stel nie daar belang nie. Ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. And we are part of this body of Christ.
It's not by coincidence that we are here, God. It's by divine appointment. You have orchestrated it in that way that we will become part of this family. But the day I committed to become part of this family, I committed to the dream. Amen. And when I committed to the dream, God, I said, I will not only physically support it by getting involved, but I will also support it financially, because it's not my dream, it's Amen. God's dream. Amen. What's wrong? Getting stronger after a stroke. Father, in the name of Jesus, it's your dream that we would walk in wholeness of life, God. So, Father, I thank you for the progress she has already made. Yeah. But in this day, God, we raise her up in wholeness of life. We Yeah. decree and declare complete healing in her body. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Is jy verbind aan die droom? Is jy verbind aan die droom? Yeah. Because if you are committed to the dream, this dream should never have a lack, and never have a financial lack. Never. But never. But never. But never. Amen. And for those of you who don't understand English, nooit. Because God has put the silver and gold in your hands. Amen. Now He's asking you, not will you have faith in me, but will you trust me? Sal jy my vertrou om in liefde te bring dit wat ek nodig het, sodat hierdie droom vervul kan word. Net daar waar jy staan, maak net so 'n rukkie jou oë toe, begin net so 'n bietjie te bid vir God se droom vir hierdie dag. Come on, church. Begin net so 'n bietjie te bid. Miskien, maybe you need to repent. Maybe you need to say, God, please forgive me. I've never really been involved. Ek het net 'n stoel warm gesit, Here. Maybe you need to repent and say, God, please forgive me. I was never a financial contributor. Ja, julle moet hartlik praat, is dit. Want niemand van julle bid nie. Dat julle stil staan. Dankie, Here. Dankie vir u genade. Dankie vir u goedheid, Here. Dankie, 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 Here. Thank you for a heart of repentance today, God. But thank you, God, for a heart of commitment. A heart of commitment, God. A heart of commitment. Your dream. Zerubbabel couldn't do it by himself. He needed Joshua. He needed the remainder of the people. En net so pastoor met pastoor Andy en sy vrou, they need Joshua. They need the remainder of the people. And so, Father, I pray right now, stir up their spirit, God. Awake them again. Arouse them again. Open their eyes to your dream and make them excited about it again, God. Make them excited, because we can stifle, God. In Jesus' naam, en herstel die vrees van die Here, die eerbied, die respek, die liefde vir die Here. In Jesus' naam. Amen en amen. Geef vir die Here 'n lekker hande klap. Thanks for oh ja. Julle kan maar bietjie plaas maak, want ons is 'n Pinksterkerk. Sure, dankie. Dis fyn. Het jy die woord van die Here geniet? Ja, amen. Ons tema is hoop. Maar vanaand moet jy praat oor die hoop wat God vir jou in jou hand gesit het. So ek wil jou aanmoedig.
nie na my kom luister nie. Kom luister na wat die Heilige Gees vir jou wil sê, deur my. Nou weet ek, mense sê, ja, maar die Bybel sê nie, ek hoef 2 keer op 'n Sondag kerk toe te gaan nie. Ek is glad nie 'n tradisiemens. Ek hou nie van tradisie nie, maar dis die een tradisie wat ek glo is 'n goeie tradisie. And it's not every week that your pastor will inquire of you. Sal jy asseblief maandag aand en dinsdag aand en woensdag aankom? Dis nie elke week. Maar weet jy, ek is nou by 'n plek gewees wat 'n pastoor 'n boodskap vir sy gemeente gestuur het na die Sondag aand en sê hulle asseblief ouens, don't leave me red-faced again like you did tonight. So ondersteun Zerubbabel, ondersteun Joos, kom kinders van die Here en ondersteun. Maar moenie na my kom en sê, Here, ek wil hoor wat jy vir my wil sê deur die Heilige Gees. Just bear with me quickly please. En nou moet ek baie versigtig wees hoe ek hierdie ding hanteer. Julle weet nou, wie van julle wat my ken, ek het elke jaar 'n tafel daar agter met verskillende produkte. Dis die enigste beskuit wat ek op die tafel het. Daar is niks onder die tafel, so moenie onder die tafel gaan nie. As dit klaar is dit klaar. Dit saam met die salfolie het nie 'n price tag op nie, maar dit is R150 'n botteltjie. Ek waardeer u ondersteuning as u kan. Dan het ek 2 preke op CD. Die troon van God. Julle kan onthou hoekom ek verlede jaar gesê het, roep hulle net 3 keer uit, heilig, heilig, heilig. En dan die regte weg, die verkeerde einde. El Debo en Don Leonard, hulle het in daai fliek gespeel, Pens and Boys. En El Debo bestuur, ek dink dit was 'n mini geweest, bestuur die mini, en hy draai op in 'n eenrigtingstraat, en Don Leonard sê vir hom, hierdie is 'n eenrigtingstraat. Hy sê, maar ek ry net in eenrigting. Hy sê, maar jy ry die verkeerde rigting. Baie mense is op die verkeerde pad, mense. En dan het ek ook 'n USB stokkie daar, ek sal vir jou as jy daar vra, sal ek vir jou sê, wat se preke wat alles daarop is, nou wil ek jy moet hoor wat ek vir jou sê. Dis deel van my inkomste. Maar, as jy enige van die CD-preke wil hê, maar jy kan dit nie bekostig, dan sê jy vir Johan, then I'll gladly bless you with it. Maar moenie hom gaan probeer verkoop nie asseblief. Gaan luister na hom en dan saai hom. Ek sal hom met die grootste liefde vir jou gee, as jy dit nie kan bekostig. Maar as jy dit kan bekostig, sal dit ondersteuning waardeer. En dis waaroor ek nou met baie versigtig wees. Julle weet ek het 'n koevert wat ek vir mense vra om ons met 'n eenmalige bedrag te ondersteun of maandeliks. Ek stuur vir jou 'n nuusbrief uit. As jy nie 'n nuusbrief gekry het in my maand, is dood eenvoudig omdat ek my laptop by die huis gelos het toe ek Kaap toe was. So jy sal weer einde Junie maand kry. Ek sal agter by die tafel wees as jy my wil ondersteun. Wil jy nie gou vir ons daai 2 offerande bakke terugbring asseblief? As ek sal daar by die tafel wees as jy wil ondersteun, jy kan dit met kontant doen. Of jy kan dit met jou kaart doen. Ek vat nie speurkaart nie of Shoprite-kaart nie, maar ek vat kaart. So as jy wil ondersteun, sal ek dit uit my hart uit waardeer. As jy besluit jy wil 'n koevert vat hom, vul hom in. En dan jy moet hom vir my terugbring. Jy kan hom nie vir my pos nie. Alles is hier binnekant. Hier's 'n brief hier binnekant wat vir jou verduidelik van die bediening wat ons doen. Ek kan vir u sê, ek ondersteun predikers wat die gemeentes finansies, ek ondersteun baie keer weduwees en die sweer. Nou sê ek, maar dis eintlik nie ek nie, dis ons, hulle wat help. So dit is daar by die tafel as u wil. Nou gaan jou pastoor vir jou 'n geleentheid gee om jou liefde vir die Here te bewys en jou vertroue vir die Here te bewys. Jy sien jou opgewonde is vir die Dawid het gesê, hy was die koning. Ek sal niks vir die Here bring wat my nie iets kos. Ja, kom aan. Nou daar's 'n rede hoekom ek R10 doodgroen is, voor hy ryk geword en jou klaar gegee.
Maar ek sal niks vir die Here gee wat my nie iets kos nie. Ek wil jou vanmôre die geleentheid gee om te kom bewys jou liefde aan die Here. Kom wys vir die Here, ek vertrou U. Bring jou tiende, bring jou offerande en moet dit vir iemand anders te gee om dit namens jou te bring, because you're taking away your own worship. Amen. So haal jou offerandes uit, haal jou tiende uit en dan gaan ons oor dit bid en dan kom en dan gaan ek tafel. Abba Vader staan. As ek weet hoekom jy moet staan, want 'n man se gees is in sy gatsa. Ja. Amen. Abba Vader, ons dank U, Here, in die lieflike naam van Koning Jesus. Here, dat ons vanmôre kan kom en ons liefde teenoor U kan kom bewys en ons vertroue, Here. Dankie, Abba Vader, dat ons blymoedige gewers kan wees. We not long-faced, deeply depressed people that gives because a need exists. Ons gee, Here, want ons is lief van U. Ontvang vanmôre, Here, dit wat U kinders gee en seën U vir hulle ryklik in Jesus naam. Amen. U kan kom, kinders van Halleluja. 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 Nog baie dankie vir vanoggend se bediening. Kom ons gee die Here 'n handeklap aan die Here. Ek wil net sê vir Shireen en vir haar baie welkom. Waar sit hulle nou weer? Waar is hulle dan? Dis saam hulle. Staan net gou daar 'n bietjie op toe. Jy nou gaan staan net op. En jy sê, sien staan hier ook toe hy daar is. Jy het goed hy geword. Nou kom skep vir hulle mooi welkom. En die Here seën u ryklik. Kom ons staan vanaand om 5:00, 1700 uur. Het ons aanddiens, middagdiens. Kom ons vertrou die Here. Jacqueline, ek sien jy is die Here seën welkom. Kom ons sê vir die Here dankie Vader. Baie dankie vir u woord. Dankie dat ons die geleentheid het, Here, om te beweeg wat u woord vir ons verklaar. Die Heilige Gees het gekom en het vir ons kom spreek, iets wakker gemaak hier binne in ons, Here, dat ons u plan, u wil, sal het geskied deur ons lewens. Dat Here, dat u woord is so duidelik, so mooi gestel, so mooi gebring, en dat Here ons ervaar u teenwoordigheid en die salwing in die woord. Dat u alleen kom toe die lof, die eer, die aanbidding in Jesus wonderlike naam. Amen.